Openbaring 2. Ek wil daarom net sê, so terwyl ons daarna toe blaai, ek weet daarom hoe om 'n peanut butter broodjie te maak. Ek hoor een van die kinders sê na die tyd vir my, Lenet, sy sê, dis atrocious, die manier wat ek peanut butter broodjies maak. So ek wil daarom net sê, ek weet hoe om 'n broodjie te maak. Ek is redelik goed daarmee, baie oefening in. So dit was daarom net vir die kinders gewees, en ek sien die dames was ook daarom nie te kwaad vir my oor die botter wat ek gemors het nie, so daarom heel goed afgeloop. Terwyl ons die woord so oop het, kom ons buig die hoofde en dan bid ons net eers saam voordat ons lees. Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir elke gawe wat ons vanuit U hand ervaar. Here, as ons maar net dink, daardie Litelio seëninge tel een vir een, Here, dat ons kon opstaan, die dag kon deurgaan, energie het, dat U met ons is, dat ons kos het op die tafel. Here, soveel dinge om te noem, dat ons nie eens alles kan opnoem nie, en daarvoor sê ons vir U innig dankie, Here, en so saam met dit, die dankbaarheid wat ons het, Here, omdat ons deel van 'n gemeente kan wees, dat ons mense kan hê, Here, saam wie ons U kan dien, mense saam wie ons so na kerk toe kan kom, 'n kerkgebou waarmee ons geseën het, en dat ons ook rondom U woord so versamel kan wees. Sê ons vir U dankie, Here. Ons het ook 'n bekommernis in ons harte, Here, as ons sien hoe leeg is die kerke die laaste tyd, Here, nie net ons gemeente, nie net ons kerk nie, maar ons sien hoe dit in die wêreld gaan, Here, en dan is dit, daar's 'n bekommernis in ons harte, en dan sien ons ook, Here, as ons kyk op die nuus, hoe oorsee die kerke hierdie laaste tyd weer vol was, Here, watter effekte daar was, Here, van gebeure die laaste tyd, dan sê ons vir U dankie, Here, dankie vir dit wat U doen in mense se lewens, dankie vir dit wat U doen in hulle harte, maar bid ons saam met dit, Here, dat ons dit hier in ons land ook sal ervaar, Here, ons wat een keer 'n godvreesende nasie was, 'n volk was, Here, wat U gedien het, wat die pad gestap het, 'n liefde vir die woord gehad het, Here, sien ons 'n verkoeling onder ons volk, en daarom bid ons, Here, dat U opnuut 'n brand in mense se harte vir U sal sit, opnuut 'n soeke sal gee om by U woord, om by U huis uit te kom. Here, ons weet die woord sê, daar waar ons vergader is U teenwoordig, Here, en bid ons dat mense sal daardie begeerte hê om te wees waar U is, Here. Want dit is 'n bekommernis in ons harte dat ons weet U is hier teenwoordig, en mense het nie bekommernisse erns om hier te wees nie. En so spreek ons bekommernis uit, Here. Ons bid daarvoor, ons gee dit in U hande, Here, want ons weet, dis nie ons gemeente nie, dis nie ons werk nie, Here, maar dis U gemeente. En dis U wat hierdie gemeente in stand hou. En sê ons vir U ook dankie dat ons hierdie bekommernis met U kan kom deel. Here, ons bid ook so, en sê dankie vir vanoggend se kinderdiens, en die kinders wat wel hier was, Here. En ons bid dat dit 'n blywende boodskap sal wees. Eens kyk na hoe die wêreld leef, en die eenvormigheid met die wêreld, Here, en hoe hulle sê, almal doen dit, so ons gaan dit ook doen, Here, dat daardie boodskap, dat hulle moet hou by die woord, luister vir die woord, dat dit in daardie se kinders se gedagtes sal bly, en hulle harte sal bly, Here, en dat hulle U weg sal volg, soos wat U kinders dit behoort te doen, en ook vir ons, Here, dat ons dit nie net sal doen nie, maar dat ons al buite 'n voorbeeld sal wees van hoe U kinders moet leef. Help ons om ons lig te laat skyn, help ons om die sout van die aarde te wees. Here, en dan bid ons ook so vir elke naam op daardie gebedslys van ons, Here, en ons het daardie bekende voorbeeld van die manne wat so hulle vriend daarna U toe gebring het, deur die dak afgesak het voor U voete, want hulle het besef, Here, hulle vriend het U nodig, het genesing nodig. En so bid ons vir hierdie name op ons lys, want ons besef ook, Here, hulle het genesing nodig. En ook so vanaand, Here, wat sukkel met verkoue of griep, dat U vir haar by haar sal wees, en dat U vir haar sal genees. Ook so vir Tannie Hanna, Here, dat U vir haar ook sal oprig, en dat sy ook beter sal voel. Here, en dan is daar nog, ons weet nie van almal nie, wat sukkel met griep en verkoue en hooikoors en al die dinge in hierdie tyd, Here, maar ons bid vir hulle, daardie mense wat miskien nie hier was nie, omdat hulle sukkel met siekte, bid ons, dat U die genesingswerk sal doen, Here, want U is die geneesheer, en ons kan ook nie nalat om vir U dankie te sê, waar U reeds genesingswerk gedoen het nie, Here, ons loof U, ons prys U, dat U ook die geneesheer is. Ons bid so vir die vakansie Bybelskool, Here, dis 'n
ding wat swaar op ons harte druk, en ons bid nou al vir 'n geruime tyd daarvoor, Here, nou hier aan die einde, is daar 'n paar dinge wat net dit kom omkrap, Here, en bid ons dat U sal help daarin, dat U vir ons leiding en rigting sal gee, en hierdie goed wat omkrap, Here, dat U dit asseblief uit die weg sal ruim. Ons bid so vir die plek waar ons dit moet hou, Here, dat U die regte deure sal oopmaak, en daar waar ons dit nie moet hou nie, die deure sal toemaak, Here, en dat U so daardeur vir ons leiding gee. Ons bid ook, Here, waar ons dit aan die ouers moet kommunikeer, dat hulle daardie kommunikasie sal ontvang. Ons bid waar die kinders moet kom, Here, dat dit nie ouers sal keer om die kinders te bring nie, maar dat hulle nog steeds daardie kinders sal bring om die woord te hoor. En dan, Here, sekerlik die kern van dit alles, die rede hoekom ons dit doen, is dat siele by U sal uitkom. En bid ons, Here, waar ons deur daardie kleure in die woordlose boekie, waar ons die evangelie met hulle gaan deel, Here, dat U kinders se harte sal verander, blywend sal verander, dat U ook vir hulle die sekerheid sal gee. Here, en die wat gered is, dat U vir hulle die toerusting sal gee, om U woord met 'n maatjie te deel, Here, dat U vir hulle ook die vrymoedigheid sal gee. En ons dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou, en daar elke behoefte wat ons het met die vakansie Bybelskool, Here, dis weer eens U saak, ons vertrou dit in U hande toe, en ons weet dat U vir ons daarin sal rig en sal lei. Ons dankie, Here, dat ons ook vir dit kan kom bid. So ook vir ons kweekskool, Here, die dosente daar, dat U met hulle sal wees, vir hulle die nodige hulp, toerusting verleen, en daar waar hulle in die klasse ook besig is, en met die studente praat, en ook op die terrein beweeg, en met werksperiodes, en ook so die 3 weke prakties wat voorlê vir die studente, Here, dat U met elke aspek daarvan sal wees, en daardie studente, dat U vir hulle sal oplei om uiteindelik in U bediening te staan, en dankie, Here. Dis 'n baie groot saak om vir U ja te sê vir voltydse diens, Here, en ons bid dat U daardie studente daarvoor sal seën en ook kragtig gebruik vir U werk. Ook so vir volgende jaar, Here, ons bid vir studente dat U manne, vroue sal stuur om daar opgelei te word om U werk te doen, Here, dat U daardie roeping oor hulle harte bring. Ons dankie dat ons vir ons kweekskool kan kom bid, ons bid vir ons sending aksies, elke sending aksie wat ons ondersteun, Here, die AEB met hulle evangelisasie uitreike en dit waarmee hulle besig is ook. Ons bid vir Gospel vir Asia, ons bid vir aksie 18 stem van die martelare en so ook vir Elmar en Nadine de Rand, Here, dat U met daardie sendelinge sal wees, ook in ons eie area, Here, as ons net dink, hier's manne en vroue wat hier hulle lewe gee om U te dien, as ek dink daar in Langwil en in Noordhoek en al die plekke, Here, waar mense arbei vir U, bid ons dat U woord suiwer sal uitgaan en dat U woord lewens sal verander. Dankie, Here, dat ons dit ook in U hande kan toevertrou. Here, wees dan so vanaand met ons, help dat U woord ons nader aan U sal bring, help dat U woord, Here, vir ons 'n rustigheid sal gee, en dat dit sal maak dat ons meer en meer op U sal vertrou. Ons sê dankie, Here, dat ons dit alles vanaand so saam kan bid, ons oë op U kan rig en dat ons wagtend kan wees op 'n woord van U af. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons kom dat by ons skriflesing vanaand en ek het eers oorweeg om net gedeeltes daarvan te lees, maar as ons by die woord kom, dan wil ons mos die woord lees en ons wil meer daarvan weet en ons wil meer studeer daarin. So ek gaan nou nie soos die vorige Sondag so baie lees tussenin nie, maar ons gaan 3 gedeeltes of 3 perikope gaan ons hier saam lees. So ons lees Openbaring 2 van vers 1 tot vers 17 vanaand so saam. So kom ons lees. Openbaring 2 van vers 1 af, briewe aan die 7 gemeentes van Asië, die eerste brief aan Efese. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke.
Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne-in die paradys van God is. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit is hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. So ons doen wat die Bybel vir ons sê. Hy sê wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons praat vanaand oor daardie 3 verskillende gedeeltes wat ons gelees het, en ons teks van oordenking, ons kan dit eintlik die opskrif van enige van die 3 maak, maar ons maak dit vers 1, Openbaring 2 vers 1, wat sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy. En het ons dit ons tema gemaak vanaand, net daardie woorde, dit sê hy. So die afgelope tyd was daar ons nou baie gebeure gewees in die wêreld, in ons land, en ons het laasweek as gevolg daarvan weer gekyk na die wegraping. Sondagoggend gekyk na die wegraping self, Sondag aand gekyk na wat moet ons as kinders van die Here doen met die wegraping wat nader kom. En dit het baie mense se fokus net weer gebring op die eindgebeure. Ons net ingestem op dit wat kom. Maar vanaand is ons fokus hier aan die begin van Openbaring voor die wegraping. Voor die wegraping is daar 'n genadedispensasie of 'n kerkdispensasie, of ons kan dit net 'n kerktydperk noem, en dit is nou die tyd waarin ons lewe. Dit is daar van Pinksterdag af, die dag waar die Heilige Gees uitgestort is. Dit het daar begin, en hierdie tydperk eindig die dag wat die Here Jesus met die wegraping sy bruid sal wegvoer. In hierdie tyd word daar verskillende tydperke identifiseer, word raak gesien, en so word dit voorgestel deur hierdie 7 gemeentes. Nou, ek dink ons het al oor hierdie gemeentes redelik gepraat, en ek onthou so ruk terug het ons net oor Efese gepraat, maar ek herhaal maar net weer, elkeen van hierdie gedeeltes het 3 toepassings. So die eerste is, daar was 'n letterlike gemeente, wat hierdie brief ontvang het, en dit was op toepassing vir hulle gewees. Hulle kon doen wat die woord sê, en hulle kon die Here se seën daaroor ervaar. Die toepassing is vir ons vandag. Ons kan enige een van hierdie briewe vat, en ons kan dit lees,
En ons kan kyk wat ons daaruit kan leer. En nou Efese spesifiek, die wat hulle eerste liefde verlaat het en wat hulle moet bekeer en terugkom en weer die eerste werke doen. Dis iets wat vandag toegepas kan word. Maar dan die derde toepassing vir hierdie 7 gemeentes is die 7 tydperke wat dit voorspel of wat dit vir ons wys in hierdie kerktydperk van die Pinksterdag af tot en met die Here Jesus wat kom. Kan 'n mens presies dit gaan opdeel in 7 tydperke. En lewe ons mos nou in die laaste een, die gemeente van Laodicea. Maar ons gaan nie vanaand kyk na die 7 tydperke nie. Ek gee maar net so agtergrond dat ons weet waaroor dit gaan en waarna toe hierdie gedeeltes beweeg. Maar in hierdie gedeeltes is daar elke keer net so 'n stukkie, ek wil sê 'n stukkie goud weggesteek, net so 'n stukkie wat uitstaan, wat maklik is om oor te lees, want ons weet die woord is lewend. En so kan 'n mens 'n gedeelte keer op keer lees en elke keer iets anders raak sien. En ek seker as u die woord lees, u weet waarvan ek praat. Dit gebeur en dan staan daar skielik 'n vers uit, of staan 'n woord uit, of staan 'n gedeelte uit. Al het mens daardie gedeelte al 100 keer gelees. Soos met ons begrafnis Vrydag het ons weer Psalm 23 gelees. En weer eens, daar staan so gedeeltes uit in Psalm 23. Maar in hierdie gedeelte staan iets uit, iets wat baie keer misgekyk word, en dis daai woorde, dit sê hy. En dan 'n pragtige beskrywing van die Here Jesus. Val die fokus keer op keer. Dink aan waar die boek Openbaring begin. Fokus dit al op die Here Jesus. In die inleiding is Johannes besig en hy het hierdie besondere ontmoeting met die Here Jesus. En daar's 'n openbaring waar hy die Here Jesus sien, soos nêrens anders in die woord nie, 'n openbaring van die Here Jesus Christus in al sy glorie, en hy word beskryf. En dis 'n aangrypende gedagte. Nou ek het eers vir die agtergrond van ons skyfies vanaand het ek 'n foto opgesit, maar ek het net gevoel dit doen dit net nie gestand nie. Dit kan net nie, ons kan dit nie sien nie, so toe haal ek dit af. Ek wil nie eens probeer om dit voor te stel nie. Maar dink net aan die glorie waarin Johannes die Here Jesus moet sien. So hy plaas dadelik die fokus op die Here Jesus. En vanuit hierdie vertrekpunt met Jesus wat aan die woord is, kom skryf Johannes Openbaring, kom skryf hy die eindgebeure. En dan selfs die opdrag wat die Here Jesus aan Johannes gee om die 7 briewe aan die gemeentes te skryf. Hy sê, daar skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as dit wat gaan gebeur in Openbaring 1 vers 19. Weet ons, die boek Openbaring, die boodskap, is direk van die Here Jesus afkomstig, en daar staan dit weer, dit sê hy aan die gemeentes. Dan Johannes moes hierdie boodskap oordra. So, die hartseer van dit is, hoe min denominasies, hoe min kerke, hoe min mense praat oor die boek Openbaring, terwyl dit 'n direkte boodskap van die Here Jesus is in hierdie openbaring wat hy aan Johannes gegee het. So daarom skryf Johannes die brief en hy verduidelik dit mooi, hy kom skryf dit, hy skryf selfs die ontleding vir terme wat hy gebruik, wat ons nou so 'n bietjie gaan sien. Maar hy kom baan die weg dat 'n mens die boek Openbaring en veral hierdie eerste 7 briewe, dat 'n mens dit lees met die gedagte, die Here Jesus is aan die woord. Hierdie boodskap is van die Here Jesus af, en dan hierdie stukkies goud. Net so 'n beskrywingkie van die Here Jesus. Dit sê hy, en dan 'n beskrywing wat dinge openbaar rondom die Here Jesus, en hoe hy homself openbaar. So daarom, dit is so mooi om op die woorde te fokus, en ek het in my Bybel, nou hierdie Bybel is my kweekskool Bybel, so hy het redelik geskryf in, en ek het gehighlight, maar ek het elke enetjie gehighlight, en net 'n kruisie bygemaak, beskrywing van die Here Jesus, so mooi om daarna te kyk. Die verwysings van die Here Jesus het krag, want as die woord vir ons iets sê, ons weet mos, die woord sê selfs, geen jota of titel sal verbygaan nie, alles gaan gebeur. Die Here Jesus het die woord vir ons gegee. Dit wat staan is waar, dit wat daar staan is geloofwaardig. Elke beskrywingkie van die Here Jesus het krag. En vir ons is dit iets wat ons van hom kan leer. Waar Openbaring soveel fokus plaas op die Here Jesus, besef ons hoe belangrik dit is. Veral vir ons as kinders van die Here, ons weet die Bybel sê ons moet groei
in die kennis en die genade van ons Here Jesus Christus. En as ons dit letterlik opneem, soos ons moet, dan wil ons groei, ons wil meer van die Here Jesus weet, ons wil meer, dis ook die wonderlike van ons geloofslewe, dit maak nie saak hoe ver ons die pad stap, hoe lank ons al die pad met die Here Jesus stap nie, daar is nog altyd dinge wat ons van hom leer, om beter ken, en dis wat ons wil. Ons het vanoggend vir die kinders mos geleer, met die telefoontjie speletjie wat hulle voorgespeel het, hulle moet mooi luister, hulle moet na die Bybel toe gaan en sê, kyk, wat sê die woord, want die woord praat. Die woord is weer eens lewend, sulke kragtige waarhede. En ons het nou die geleentheid vanaand en volgende Sondag aand, ek gaan dit nou maar in 2 deel, omdat daar 7 is, om die Here Jesus deur hierdie beskrywings beter te leer ken. Vanuit 7 openbarings wat hy doelgerig daar geplaas het. Dis daar vir 'n rede. Om beter te leer ken, om te sien hoe hy werk, hoe hy in ons lewens werk, en om in alle situasies raak te sien. En hierdie openbarings van die Here Jesus, hierdie 7 beskrywings, is vir ons as kinders van die Here bemoediging. So daarom, as ons daarna kyk, is dit vir ons 'n bemoediging. As ons kyk na die boodskappe self, as ons dink aan Efese, die boodskap bekeer jou, draai terug, doen die eerste werke, hele ander boodskap in homself, en so die 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de een, almal boodskappe in homself, maar vanaand daai beskrywingkie van die Here Jesus, is vir ons as bemoediging, vir waar die Here betrokke is in ons lewens, want ons weet, ons dien 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige God, wat homself aan ons openbaar. So kom ons gaan kyk nou, ons kyk vanaand na die eerste 3 briewe, na die eerste 3 beskrywings, sodat ons hom beter kan leer ken, sodat ons dit ons bemoedig, sodat dit 'n impak op ons lewens kan hê. So kom ons gaan kyk na dit sê hy. En ons begin vanaand, ons eerste gedagte, sê hy aan Efese. En nou in hierdie gedeelte is daar 'n klomp woorde wat 'n mens se tong kan knoop, soos Nikolite en al die goed, en nou knoop my tong nou op kandelaar, een van die maklike woorde, maar so knoop 'n mens se tong. Openbaring 2 vers 1, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, en dan die gedeelte waarop ons fokus, wat ons kan uitlig, wat ons kan, soos in my Bybel net gehighlight is, dat hy uitstaan, dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. So net so vinnig, en dis nou, dit wat ek nou gaan sê, het betrekking weer op al die briewe, maar dit help ons net weer om die hele prentjie te kry. Dit begin met, skryf aan die engel van die gemeente, en die woord engel in Grieks is angelos, en dit beteken boodskapper. So dit skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese. So dit sou nou die predikant wees, dit sou die bedienaar daar wees, dit sou wie ook al wees wat daar betrokke is, 'n ouderling of die een wat die boodskap aan die gemeente oordra. Dit sê hy vir daardie persoon, en daai persoon moet dit dan oordra aan die gemeente. En dan aan die einde weet ons, hy sê, hy wat hoor, sal ook deur die verskillende seëninge gaan. So, dis nou die predikant of die ouderling van die gemeente, of hoe ook al ons dit sê. Maar dan lees ons, dit sê hy, en ons 2 gedagtes, wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Nou dis wat vir my mooi is van Johannes, en hoe hy dit beskryf, en hoe hy dit uiteensit is, hy kom verduidelik vir ons, wat beteken dit, ons hoef nie te wonder nie. In Openbaring 1 vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. So die Here sê dan hierdie 7 sterre is die boodskappers, dis die predikante van die Here, wat hy vashou in sy regterhand. As ons na die Bybel toe gaan, en ons lees ooit van die regterhand van die Here, dan het dit te doen met die Here se ondersteuning en sy betrokkenheid. 'n Voorbeeld is Jesaja 41 vers 10. Hy sê, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God, ek versterk jou. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. So die Here, as ons lees van sy regterhand, hy ondersteun, en dan in hierdie gedeelte spesifiek, hy ondersteun en hy verleen hulp
aan die predikante of die boodskappers van die gemeente. So dis waarop ons moet vertrou. Dat die Here met die predikante is, met die een wat die boodskap oordra, want hulle is afhanklik van die Here vir daardie boodskappe, veral, soos ek sê, met woordbediening, want dit moet 'n boodskap van die Here afwees. So en dan die tweede wat ons gesien het, is die Here, dit sê hy, ster in sy regterhand hou, en dan die tweede, wat wandel tussen die 7 goue kandelare. Weer, ons hoef nie te wonder wat die 7 kandelare is nie, Openbaring 1 vers 20, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So die Here beweeg, wandel tussen sy 7 gemeentes. Hy is betrokke by sy kerk. Want wandel is mos 'n verhouding wat daar is. As jy saam met iemand wandel, saam met hulle 'n pad stap, dink aan God wat saam met Adam en Eva aan die aandwentjie gewandel het. Dit het gepraat van 'n betrokkenheid, 'n teenwoordigheid, daar waar hy saam met hulle wandel. So die gedagte wat ons het, die Here wandel met sy gemeentes, is, hy's betrokke. Hy's by hulle. Daar's 'n verhouding, daar's 'n ondersteuning. Maar dan ook, dit wys mag oor sy kerk. Dit bly sy gemeentes. Daardie 7 gemeentes, en hy's betrokke by hulle. Daarom sê Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvan jy uitgeval het, bekeer jou, doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie verbekeer nie. So die Here het mag oor die kerk. Hy het krag, want dit is uiteindelik sy kerk. En soos ek gesê het, is daar vir ons 'n boodskap, daar is vir ons 'n bemoediging, en elke verwysing na die Here Jesus. Dis 'n manier om hom beter te leer ken, en so kan hierdie 2 verwysings ook, dit kan ons bemoedig, dit kan ons opbeer, dit kan ons bystaan, en ons kan staat maak op die Here se ondersteuning, want hierdie briewe is geskrywe aan die kerk van Christus. Self in daai tyd, in die gemeentes, dis geskryf aan die kerke van die Here, aan die ware gemeentes, nie aan dwaalleraars en valse kerke nie, maar die ware kerk van Christus, wat die waarheid verkondig, wat op die ondersteuning van die Here staat maak. Want hy is met ons. En daar's bekommernisse, ons het daaroor gepraat vroeër, of ek het daaroor gebid, die bekommernis van mense wat ons nie sien nie, die bekommernis van kerke wat leegloop, die bekommernis van mense wat nie die Here se woord uitleef soos hulle moet nie, mense wat nie op die Here vertrou soos hulle moet nie, en daar's hierdie bekommernis in ons harte, maar dan besef ons ook, dis die Here se gebed. Hy is betrokke by sy werk, en selfs nou met die vakansie Bybelskool en die bekommernisse daar, die Here is betrokke, hy ondersteun die boodskappers, en in so 'n geval is ons mos baie boodskappers wat die woord aan daai kinders gaan bedien op verskeie wyses, en die Here is betrokke, en ook met die gemeente, so dis weer eens 'n bemoediging, dis iets wat ons opbeheer, as gemeente, die Here is met ons, hy het mag oor die gemeente, en daarom vertrou ons hom, daarom bid ons vir ons behoeftes, daarom bid ons vir hierdie mense wat verdwyn, ons bid vir die geestelike stand van die gemeente, ons bid vir ons finansies, ons bid vir lidmaat, ons bid vir mekaar, ons bid vir die groei, want op die einde van die dag is dit die Here se kerk, en hy ondersteun sy kerk. Ons moet daarop staat maak, ons moet op hom vertrou, en daarom is dit so goeie gebruik, dink ek, ons nagte van gebed, dat ons hierdie gemeente net elke keer in die Here se hande kom lê, en sê, Here, dis u gemeente. Hier is ons sake, help ons, ondersteun ons. Ons moenie moedeloos raak of ooit vergeet dat die Here met sy gemeente is. Hy het die 7 sterre in sy regterhand, hy wandel tussen die 7 goue kandelaar. Ons kan hom vertrou. Ons moet volhard in gebed vertrou op die Here, want hy ondersteun sy kerk. So dis baie bemoedigend vir ons. Of dit nou is met die kerke wat leegloop, of dit is met die vakansie Bybelskool, die bekommernisse wat daar is vir ons bemoedigend, die Here ondersteun, die Here is betrokke. Dan ons tweede gedagte vanaand, die tweede gemeente waarna ons kyk, is Smyrna. Dit sê hy aan Smyrna. Openbaring 2 vers 8, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. So ons sien weer 2 verwysings, hier in Smyrna, die tweede brief van die 7 gemeentes. En hy sê die eerste verwysing, dat hy die eerste
en die laaste was. Die tweede verwysing dat hy dood was, lewend geword het. So wat beteken dit? Hy is die eerste en die laaste. Nou as 'n mens dit in die Grieks lees, soos wat dit in die Grieks geskryf is, dan staan daar, hy is die Alfa en die Omega. Dis vir ons 'n baie mooi beskrywing, want ons lees dit aan die begin van Openbaring. Openbaring 1 vers 11, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. So hierdie is 'n Ou Testamentiese term, wat gebruik word vir die almagtige God van hemel en aarde. So as die Here Jesus kom sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, dan sê hy vir ons, ek is God. So die verskeie, nou amper sê, Christelike organisasies, wat sê, Jesus is nie God nie, en al hierdie goed, hoe duidelik wil 'n mens dit hê, dat hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Dit wys op sy goddelikheid, dit wys op sy almagtigheid. En dit sê vir ons, hy is in staat om enigiets te doen. Want hy is God. En daarop kan 'n mens staan. Die tweede verwysing, wat dood was en opgestaan het. Nou ons hoef nie ver te soek om te weet wat dit beteken nie. 1 Korintiërs 5 vers 54, die dood is verslind in die oorwinning. Vers 57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die feit dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, sê vir ons, hy het oorwin. En deur hom, deur die almagtige God van hemel en aarde, wat die Here Jesus Christus is daar oorwinning. So, net terug na ons toe. Wat beteken dit vir ons? Hoe bemoedig dit ons? In die konteks van die brief van Smyrna. Nou Smyrna, interessant, en so elke gemeente het mos 'n dieper betekenis ook, en Smyrna beteken bitter. En met baie goeie rede, as ons die brief lees van hulle armoede, hulle verdrukking, dat sommige van hulle in die gevangenis gewerp het, hierdie tydperk in hierdie gemeente, dit was 'n moeilike tyd gewees, hulle is vervolg. Hulle het dit ervaar, hulle is dit wat ons gelees het. Maar dan kom sê die Here vir hulle, ek is God, ek kan enigiets doen. En in my is die oorwinning. So die boodskap vir ons dan, dit maak nie saak wat ons deurgaan, watter stryd daar is, watter verdrukking daar is, watter moeilike situasie daar is, watter bekommernis daar in ons harte is nie. Ons dien die almagtige God, die Alfa en die Omega. En ons dien die een wat dood was en lewend geword het. Ons dien die een wat oorwinning gee. En dis hoe ons hom leer ken. Dat ons tot hom kan bid in nood. Dat ons op hom kan staat maak. Soos dink aan die verse. Hy wat in die benoudheid is, moet hom aanroep, want hy skenk oorwinning. Hy is die eerste en die laaste, die een wat dood was, die een wat opgestaan het. En dit is vir ons 'n bemoediging, want ons God kan enigiets doen. En daar's soveel getuienisse, kragtige, wonderlike getuienisse van die Here wat enigiets doen. Die Here wat intree waar mense dink dit onmoontlik is. Die Here wat intree terwyl ons nie sien hoe hy gaan intree nie, maar hy doen. Hy bly almagtig. Dan ons derde en laaste gedagte vanaand, ons gaan net die eerste 3 hanteer, is dit sê hy aan Pergamus, en ons vers, Openbaring 2 vers 12, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy, wat die skerp tweesnydende swaard het, en hier is net een verwysing, na die Here Jesus Christus, hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Nou vra ons dadelik, die Bybel is in harmonie, die Bybel weet ons het konteks, ons kan skrif met skrif vergelyk, en die Here leer hier vanuit die Ou Testament uit, en hy skep 'n konteks, en dan in die Nuwe Testament in, met die Here Jesus as fokus, en dan uiteindelik met die toekoms gebeure. So wanneer ons 'n woord lees, soos die swaard van die Here, dan weet ons, daar's betekenis agter dit. Wat beteken dit? En as 'n mens teruggaan daar van die Ou Testament af en dit deurvat, tot hier waar dit is, dan staan die swaard vir een ding oorhoofs, en dit is oordeel. Oordeel en dan later ook in 'n mate beskerming. Maar die oordeel, toe Adam en Eva vanuit die tuin van Eden is hulle uit die tuin geplaas, en daar is toe 2 gerubs geplaas, met swaarde wat toegang bewaak het. Hulle oordeel straf was, hulle mag nie meer in die tuin van Eden wees nie.
En so is dit bewaak met swaarde wat vlam en flikker. Ons lees dit in Genesis 3 vers 24, 'n teken van oordeel oor dit wat hulle gedoen het. In Hebreërs waar daar na die woord van God verwys word, na snydende swaard, dit kan 'n voorwerp vertroosting, dit kan 'n voorwerp wees van die woord kan ook 'n baie sterk voorwerp wees van oordeel. Dink aan die Here en dis 'n baie goeie rede, is 'n baie bekende een wat ons moet weet, die wet van die Here. Galasiërs 3 vers 24 sê dit is die tugmeester na Christus. Dit wys, ek's onder die oordeel, ek het vir Christus nodig. Die wet oordeel sodat mense na Jesus toe kan kom vir vergifnis. So weer eens die tweesnydende swaard wys op oordeel. En ons weet ook Jesus die een is wat oordeel. Johannes 5 vers 27 en hy het hom mag gegee om ook te oordeel omdat hy die seun van die mens is. Die vraag is wie gaan hy oordeel? En net om weer in die konteks van kom in konteks van hierdie gemeente te kom van Pergamus. Hy sê in Openbaring 2 vers 16, bekeer jou, anders kom ek na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard uit my mond. Sien julle die oordeel, sien julle die teestand wat die Here Jesus gee? Ek sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. So hierdie hulle wat in die gedeelte van gepraat word, is verskeie mense, groepe, wat teen die gemeente opgetree het, wat die gemeente mislei het, wat die gemeente teëgestaan het, wat met valse leringe besig was, en die Here se oordeel wat teen die kerk van Christus optree. Die valse leraars en die Nikolaïte en al hierdie mense, hy was teen hulle. Maar hoe pas ons dit toe? Want dis nou die moeilike een. Die ander twee was vir ons maklik om op ons toe te pas. Tening wat daar is en dat God almagtig is en enigiets kan doen. Maar hierdie oordeel, wat leer dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? En dit wys op beskerming. Want daar's sekerlik nog mense wat vandag optree teenoor gemeentes. Daar's mense wat optree teenoor kinders van die Here, mense wat sleg praat van gemeentes, mense wat dit teëstaan, valse lering wat na mense toe kom om mense van die waarheid af te kry, mense wat twis en beklei, soos wat ons ook in die woord van lees. En al hierdie goed kan 'n gemeente baie skade aandoen. Dit kan 'n gemeente uitmekaar uitskeer. Daar's voorbeelde daarvan, mense wat dit toegelaat. Maar daarteen staan die Here met 'n tweesnydende swaard. Ja, dit spreek van oordeel, maar dit spreek ook van beskerming teen sy of vir sy gemeentes. Hy beskerm teen hierdie aanvalle. Hy beskerm teen hierdie mense. Ons taak hierin is om getrou aan hom te bly. Naby aan hom te bly. So ons dink aan Psalm 91. Daar in die teenwoordigheid van die Here het ons beskerming. In hom het ons 'n toevlug. So ons moet naby aan hom bly. Want Pergamus het hierdie dinge toegelaat in hulle gemeente. Die woord Pergamus beteken of gamus beteken huwelik. So hulle het hulle verbind aan hierdie goed, verbind aan hierdie dwaalleringe en al hierdie goed. Dit het deel van hulle gemeente geword en die Here kom en hy sê maar hy gaan hierdie oordeel wat dit veroorsaak het. So 'n mens moet waak daarteen, by die Here bly en hy bied beskerming. Ons taak is ook om te suiwer, om vas te hou aan die woord, sodat die Here ons ook beskerm en ons by die woord hou. So daai tweesnydende swaard, dit wys op oordeel, die wat teen die Here optree, en dit wys vir ons beskerming, en dis weer eens daai bemoediging. Die Here beskerm ons gemeente. Die Here is daar vir ons. Ja, daar's aanvalle, ja, daar's, ek wil amper sê aasvoëls en roofdiere daar buite, wat mense wil wegroof, maar die Here beskerm, en ons moet hom vertrou daarvoor, ons moet hom vra daarvoor, en ons weet, die Here is daar vir ons. Ons weet, die Here bied beskerming, ook teen die aanvalle van die duiwel. Ons weet, die aanvalle is daar. Ek dink so vroeër toe ek bid, en sê, die dinge wat so deur mekaar gekrap is. Weet jy wat beteken duiwel? Diabolos, dit beteken deur mekaar krappe. Dis wat die woord duiwel beteken. So hy kom krap deur mekaar. Maar ons vertrou die Here vir beskerming, ons vertrou die Here vir leiding. So daarmee sluit ek af. Ons volstaan vanaand by hierdie 3 gedagtes van die Here Jesus, hierdie stukkies goud wat hierin vir ons opgeskryf is.
En ons sien dan vanaand 3 dinge met Efese, Smyrna en Pergamus. Ons sien in die eerste, die Here hou die 7 sterre in sy regterhand, hy wandel tussen die kandelaars, wat vir ons wys, hy's betrokke, hy ondersteun, hy's daar vir ons moet op hom staat maak. Die volgende, hy's die eerste en die laaste, hy's die een wat dood was en lewend geword het. Dit sê vir ons, hy is die almagtige God en hy is in staat om enigiets te doen en hy gee die oorwinning. Hy was dood, hy gee oorwinning. En laastens sien ons met die 2 snydende swaard, die Here bied beskerming. Hy sal beskerm teen die wat teen ons optree, ons moet op die Here vertrou. So die bemoedigende gedagte vanaand, waarin ons na hierdie 3 gedagtes kyk, is eintlik 5 gedagtes in hierdie 3 verskillende verse, maar wanneer ons na dit kyk, sien ons een ding, en dit is, ons kan staat maak op die Here Jesus. Ons vertroue moet op hom wees. Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Hierdie dinge van die Here Jesus, hierdie wat van hom uitstaan, die beskrywings, die stukkies goud, sê vir ons, hy's daar vir ons. Ons kan op hom staat maak, vertrou op die Here. So met alles wat in ons gemeente aangaan, met alles wat in ons lewens aangaan, moet ons na die Here toe gaan. Of dit die bekommernis in ons harte is, van 'n leë gemeente, of dit die bekommernis is met die vakansie Bybelskool, hierdie dinge wat verander en die goed so deur mekaar krap en wat ook al dit is. Ons het 'n Here waarop ons kan staat maak. Ons is miskien in 'n stryd gewikkel, daar is miskien aanvalle, daar's allerhande dinge, maar hy is daar vir ons. Ons moet net vashou aan hom en hy sal ons uithelp. Want die Here is met ons. En so kom wys die Here Jesus vir ons deur hierdie verse, hy is daar vir sy kinders. Amen. Kom ons buig hier, ons net weer saam. Wonderlike Here, ons kom sê dankie vir hierdie gedeelte, ons sê vir U dankie vir hierdie beskrywings, Here, hoe kragtig, een versie, so in elke, net 'n kort beskrywing van U kom gee, en tog dra dit soveel gewig, tog leer dit vir ons so baie van U. En sien ons vanaand, Here, hierdie gedagte, ons kan op U staat maak. Dis vir ons 'n bemoediging, dit beer ons op, Here, dit maak dat ons oë op U wil vestig, Here, want U is die een wat daar is vir ons. Ek dink weer aan daai vers in Jesaja, Here, 41 vers 10, U help, U ondersteun, U is met ons. So daarom kan ons op U vertrou, en ons sê vir U dankie, Hemelse Vader. En ons kom bid ook, Here, vir hierdie bekommernisse in ons harte, die dinge waaroor ons praat, dit wat ons vir mekaar sê, Here, selfs bekommernisse wat ons nie deel nie. Ons bring dit na U toe, Here, want hierdie is U gemeente. Besig is U saak. En ons vertrou dat U ons daarmee sal help, dat U vir ons rigting sal gee, dat U leiding sal gee, en dat U sal beskerm waar dit loof en ons prys U, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons kan staan